Goeiemôre en baie welkom op die Dinsdagoggend, die 23ste Junie. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. Hier by ons in Saldanha is dit lekker toegetrek en is lekker koel. Ek sal nie sê koud nie, miskien koud, maar ek sal sê meer koel as wat dit koud is, maar baie min gereën vandag. Dit was al van gister af betrokke. Maar soos ek sê, nie baie reën geval nie. Ons hoop vir reën, ons bid vir reën. Is per slot van rekening winter, en die winter het by ons baie goed begin hier in ons area, en toe die reën gebreek, met ander woorde baie koel dae, maar baie min reën. Ek dink die laaste keer het ons maar iets soos 5 mm gehad. Natuurlik daar net die Kaapse kant toe het 'n klein bietjie beter gereën. So ons hoop en bid vir die boere se onthaalwe dat ons sommer lekker reën kry uit hierdie weer uit. Ek dink so vir so 'n paar dae praat hulle van betrokke weer en reën. So ons bid definitief vir reën vir die boere. Vanoggend gaan ek 'n relatieve kort stukkie op hierdie Dinsdagoggend. Ek wil eers 'n storieetjie vir jou vertel en dan sal ek 'n stukkie lees uit die Bybel uit. Dat ek net eers kom, ons kry eers ons Bybels gereed. Die van julle wat julle Bybels by die hand het, kan gerus julle Bybels gereed maak en dan kan ons verder praat. Dit is beter as ons Bybels oop lê en gereed lê voor ons. Ons gaan lees uit Jakobus 1 vanaf vers 12. Jakobus 1 vanaf vers 12. Ek dink ons het so 2 dae terug gepraat oor hoekom sleg dinge met goeie mense gebeur. Hierdie ene steek eintlik so 'n bietjie aan by daai stukkie. Die tema van vanoggend is God is goed. Die tema van vanoggend, God is goed. Jakobus 1 vanaf vers 12 tot 18. Kom ek gee kans vir almal om hulle Bybels oop te maak. Weereens soos elke ander oggend wil ek julle aanmoedig om so 'n bietjie verder te lees, miskien 'n bietjie voor dit, miskien 'n bietjie na dit, net soos dit julle pas. Julle is meer as welkom. Ek het so 'n YouTube videoetjie gekyk. Ek gaan nie die video met julle deel, ek gaan probeer om die storie te vertel. Baie keer as ou die storie vertel, vermis jy dinge. Ek hoop nie ek gaan dinge mis nie. Ek poog dat die Here my gaan dra om die regte woorde op die regte plek te sê en dat ek nie die belangrikste gedeelte vergeet nie. Dis 'n vroutjie in Amerika, as ek dit reg het. Ek weer eens dus hoor sê die, ek het dit geluister by die persoon, maar ek mag foute maak hier en daar. So as jy dit dalk later die video kyk, moenie sê Meld het 'n fout gemaak en ek poog my uiterste bes om die storie reg oor te vertel. Maar die storie wat ek geluister het so 2 oggende terug, het my nou aangespoor om vanoggend nou hierdie stukkie uit die Bybel uit, natuurlik die Heilige Gees help ouma om te soek en die regte stukkie te soek. Daar's so baie stukkies om te soek. Ek gaan poog om die videoetjie vir julle te share, die YouTube video wat sê God is good, baie mooi liedjie wat ek ook sommer wil share op hierdie Dinsdagoggend met julle. Dit gaan oor die vroutjie wat soos ek en jy ook maar 'n normale dag het en sy's gou grocery store toe, sy's gou winkel toe, kettingwinkel toe, sy gaan gou ietsie vir haar koop en sy het so vier klein items gehad in haar mandjie toe sy in die til gaan staan en sy gaan staan agter 'n vroutjie wat 'n bietjie meer het as wat sy het in die til. Nou staan dit dink sy by haarself. Sy wens so die vroutjie kyk om agtertoe en sien sy het min goed in haar mandjie, want sy is redelik haastig en vra vir haar om voor haar in die til te kom staan. En sy sê, maar met daai stadium klaar die Heilige Gees haar aan. As ek dit so mag noem, want as jy dit direk in Afrikaans vertaal, is eintlik wat gebeur, is eintlik wat met my en jou moet gebeur as die Heilige Gees werk in ons en ons laat hom toe dat ons sy stem hoor, is dit eintlik perfek wat met ons moet gebeur in hierdie geval. In die Heilige Gees klaar aan en sê vir haar, wie jy is so ongeduldig. In hierdie geval kan jy maar net sowel vir die dame voor jou sy items in haar trolley betaal. En sy sê, regtig? Dis wat die Heilige Gees sê. En sy wag, sy ry vorentoe stap, toe dit kom by die dame voor, en sy klaar betaal, toe stap sy so 'n bietjie vorentoe, toe sê vir die dame by die til, luister, jy hoef nie hierdie dame so goed op te lei nie, sit sy maar my 4 goedjies by daai goedjies van haar, en ek sal vir haar goed betaal. En die vrou sê, nee, jy kan nie, sy sê, ja, mevrou, ek gaan definitief vir jou betaal, nee, jy kan nie, mevrou, die Heilige Gees het vir my gevra, ek moet vir jou goedjies betaal.
Die vrou sê, ek wens ek kan daai God ontmoet wat jy aanbid. Sy sê, maar op die ou en van die dag het die vrou ingestem, sy het vorentoe gegaan, sy het vir die goedjies betaal, en die vrou het vir haar baie, baie dankie gestel, en die vrou het onder andere vir haar gesê, soos ek reeds gesê het, ek wens ek kan die God ontmoet wat jy aanbid. Hulle het uitgestap by die kettingwinkel uit, en sy is redelik in trane, sy sê vir haar die hele tyd, sy sê vir die vrou ook, terwyl sy vir haar sê, onthou net een ding, God is goed. Hy het vir my gevra, die Heilige Gees het vir my gevra, betaal vir jou goedjies, hy is goed, so ek doen dit met die grootste graagte. Sy is uit, sy klim by haar dogter in die kar, sy verduidelik vir haar dogter wat gebeur het, haar dogter bestuur die kar, sy trek uit, en toe hulle wil ry, toe sien sy die vrou stop haar, en sy sê, ek ken nie eers jou naam nie, en sy klim met die kar uit, sy stap oor na die vrou toe, sy gee haar naam, hulle, ek wil amper sê, wissel details, as jy dit so kan noem, hulle ontmoet mekaar eintlik daar so, vir die eerste keer amptelik, en sy vra vir die vrou, kan ek vir jou bid? En die vrou sê vir haar, asseblief, ek het gebed nodig, en sy bid vir die vrou, en toe sy klaar vir die vrou gebid het, sê die vrou vir haar, weet jy wat, dit was so fantasties, ek sit op die oomblik met stage 4 kanker, ek het kanker, en dit was fantasties, dat jy vir my gebid het vanoggend. En sy is in trane, sy sê, onthou jy net, God is goed, en sy het omgedraai, en sy is terug na haar kar toe, en hulle het weggery daar. God is goed, is die thema van vanoggend, en ek dink God wil met my en jou ook goed wees. Ek dink as ons die Heilige Gees kans gee, en ek dink ons kyk deur ons lewens, wat ons alles ontvang, dan moet ons ook vanoggend op ons knieë gaan sit, en sê, Here, dankie vir alles, wat so mooi is, en so goed is, wat ons uit die hand ontvang. Ons sien baie keer nie eers dinge wat U vir ons bied nie. En dan moet ons ook vir die Heilige Gees vra om te praat met ons. En dan moet ons ook vir die Heilige Gees vra om ons aanvanklik te maak vir sy stemmetjie, as hy met jou praat. Want as jy een keer geluister het, is die tweede keer makliker, die derde keer makliker, so gaan dit altyd maklik. Ons moet onthou, al is ons ouer as die res van die klomp jong mense wat rondbeweeg, ons is, op hierdie stadium kan ons nog baie, baie leer. Ons kan nog baie leer, ons is nog nie te oud om te leer. Hoe sê die gesegde, jy is nog nie te oud om te leer nie, dit is een van die dinge. So ons is nooit te oud om te leer nie, miskien op hierdie stadium baie meer aandag in ons ouderdom gee aan die Heilige Gees se stemmetjie en hom geleentheid te gee om in ons te praat. Jakobus 1 vanaf vers 12, ek dink ons lees daar vanaf vers 12 tot 18, ek dink is die regte stukkie, en is die hele stukkie wat ek gaan lees, en dan kan julle sien waar dit vandaan kom, is regtig 'n pragtige storie toe, dit het my so aangeraak, en dit was so pragtig. God is goed, ek moes dit net deel met julle vanoggend. Daar's baie plekke in die Bybel, maar hierdie versie is gedeelte in die Bybel, het is spesiaal. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Ek gaan hierdie versie weer lees. Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as die oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Dis baie belangrik dat ons hierdie gedeelte sal, ek wil amper sê, onder die knie kry vanoggend. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en hy self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en saamsleep, en daarna as die begeerte bevrug geraak het, bring dit die sonde voort, en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. Ons praat hier van die ewige dood. Moenie julle mislei nie, my liewe broers en susters, het ek bygesit. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo af. Dit kom van die Vader wat die hemelige lig geskep het, maar wat self nie
soos hulle verander of verduister nie. Hierdie ons tema vir vandag, God is goed. Moenie julle self mislei nie, my liewe broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo af. God is goed. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Is dit nou nie 'n pragtige stukkie om hierdie dinsdagoggend van ons te begin nie? Kom ons raak stil in die naam van die Here. Ons hemelse Vader, ons kom sit vanoggend hier by u voete, ons kom luister na hierdie storie en ons kom luister na die verse uit die Bybel uit en ek kom sê, dankie Here, dankie dat u goed is vir ons. Dankie Here vir die Heilige Gees, dankie Here dat u binne in ons leef en dat gee asseblief dat ons die Heilige Gees toelaat om nie net binne in ons, om deel te raak van ons lewe. Met ander woorde, minder van onsself, meer van u. Here, dat ons kan groei tot volle rypheid in u. Wil asseblief, ons bid daarvoor, met almal van ons gaan, dat ons kan stil raak en die Heilige Gees beter hoor in ons lewens. Die fine-tuning waarvan ek praat, Here, dat ons kan fine-tuning met ons radio's doen, om u stem duideliker te hoor. En natuurlik die belangrikste, aandag te gee aan u stem, en nie net ons oë toe te knip, of ons ore toe te druk, en weg te draai en weg te stap nie. Ek dink nie dis wat u verwag van ons nie. Wil asseblief ons sondes vergewe op hierdie dinsdagoggend, Here. Pragtige dag, splinternuwe dag, wintersdag, Here. Beloftes van reën wat gekom, nuwe kanse, nuwe geleenthede. Dankie daarvoor, Here. Vergeef asseblief ons sondes. Help ons om ons skuldenaars te vergewe. Help ons om op hierdie dinsdagoggend die baadjie van liefde aan te trek, Here, en die liefde uit te lewe teenoor almal rondom ons. Ons steek ons hande op na die hemel, Here, ons kyk op na u en ons sê, Jesus, take the wheel, Here, vat asseblief die stuurwiel van ons lewens en ons geestesvoertuig en bestuur ons in 2026. Ons weet u is in beheer. Waar u in beheer is ons veilig. Ons vra die dinge nie omdat ons verdien die Here, maar enkel alleen uit die groot en almagtige genade alleen. Amen.